My naam is Norman. Ek woonagtig in Pretoria. Ek het maar groot geword hierso, gebore met 'n kindsbeen, met 'n been nodig gehad van geboorte af. En ek het alles my lewe deur gedoen. Ek sê vir niks nie in die lewe nie. En ek voel geen een moet nee sê vir enige iets nie. Ek moet deur niemand in lewens beïnvloed word nie. Ek het die eerste keer van Marco gehoor, want ek het die persoon my bene gemaak het al die jare is land uit. Hy het 'n goeie werk oor see gekry en ek het gesoek vir iemand wat baie goed is met bene en 'n mensepersoon is wat my kan help, want ek is 'n baie uitdagende persoon. Ek wil alles kan doen met my been en ek wil nie stil sit nie. Ek moes iemand gekry wat 'n ordentlike been kan maak wat kan hou by wat ek doen. Die eerste keer by Marco was wat hy my been van gemaak het en na gekyk het. Die uitdaging van Marco was gewees, my been het baie los velle om die kante en in plaas van 2 pype binne in die onderbeen, hy het 1 pyp. So dit maak my been ongelyk is en die protese is nooit reg gesit op die bene nie. Ek het altyd geloop en gesukkel met die goed en die een been daai ander gebreek ook, omdat ek aktief is. Die goed wou net nie gehou het nie. Marco het vir my gesê hy gaan kyk of hy iets ordentliks te maak. Hy gaan eers net 'n toetsprotese maak. Hy het 'n afdruk gemaak van my stomp en hy het 'n 3D scan gedoen. En hy sê hy gaan 'n toetsprotese maak. Hy laat weet my sodra dit reg is, ek net kom om te toets. 'n Week gewees, ek het teruggekom na Marco toe. Hy het die toetsproses reg gehad, hom aangetrek. Ek het hier by hom op tande geloop, trappe geklim. Hy het gesê ek moet versigtig loop. Toetsprotese is nie vir elke dag dra nie. Hy's nie sterk, hy gaan breek. Ek net voel of wat drukplekke of enigiets is. Ek het geloop, geen pyn of niks gehad nie. En Marco het my gesê, okay, hy gaan die been maak, want ek terugkom, hy sal vir sê hy reg is. En was bietjie meer so 'n week, Marco my geskakel het, hy gesê, Norman, kom vir jou been te toets, om te sien of hy reg is. Marco het alles my reg gehad, die been aangetrek, ek was bietjie geskaaf net om die hoogtes reg te kry vir die buiging van my been, dat ek reg kan buig met hom. Want ek bestuur gewoon 'n kar, ek doen enige ding, ek wil nie agteroor sit nie. En ek soek nie hindernisse nie. En ek het die been aangetrek, ek het by Marco in die perswinkel geloop met die been. Ons sê ek is nie tevrede nie, ek wil eers 'n end gaan loop om te voel wat maak die been. En ek het uitgeloop buite gaan loop. Ek het hele end buite geloop en teruggeloop en ek het 'n glimlag op my gesig gewees, want dis die eerste keer in my lewe dat ek 'n been gehad het wat glad geensins seer gemaak het nie. En dit was my absoluut fantasties gewees. Ek loop nou al amper 7 maande met die been Marco gemaak het. En ek het die been al baie goed gesit. Die been breek nie, hy's baie sterk. En ek dra die been amper 18 ure elke dag. Hy maak my gat nie seer nie. So ek is baie gelukkig met Marco se bene. Die sleeves wat Marco vir my gegee het, haal baie meer asem. Hulle sweet nie soos die ander sleeves nie. Baie meer gemaklik en hulle buig baie beter. Dis nie 'n probleem te jou seermaak enigstens nie. So dit is baie gemaklik en wonderlik om hierdie sleeves te kan loop. Ek is 'n baie aktiewe persoon en met Marco se bene kan ek enige ding doen wat ek wil doen. Ek kan eintlik meer doen as ek voorheen gedoen het. In terme van ook sy bene is baie sterk. Hulle is ligter as die ander bene, maar sterker ook. My vorige bene, baie van hulle het ek gebreek. Jy loop met 'n been, dan breek hy af terwyl jy loop met hom. So jy kon nooit te veel strem op die bene gesit nie. Marco se bene is verskriklik sterk. Ek doen alles met hulle. Ek het op 'n leer geklim, van die leer afgeval, op my voete geland, die been niks oorgekom nie. Ek het na Marco gekom van Marco, kyk dit vir my. Maak die been deurgaan, was geen skade op die been gewees nie. So ek voel die werk wat Marco doen, hy doen nie net om jou as 'n persoon te help nie. Hy doen dit sy hart uit. As 'n mens, as persoon wie hy is, want hy wil sy medemens help. Is ek vir enige een kan sê het ooit amputasie het 'n been verloor, wat ook al. Moet nooit moed opgee nie. Die lewe verander vir 'n mens. En dit wat van jou weggevat word, kry jy dubbel terug aan 'n ander plek weer. Jou been is 'n bysaak. Ek lag altyd en sê as my been seer is, haal hom af en ek sit my kas neer. Niemand anders kan dit doen nie. Maar wat ek sê is, loop, moenie stop nie, moenie gaan sit agteroor nie. Beweeg vorentoe, moet nooit sê jy kan nie 'n ding doen nie. Hou aan probeer. Al kry jy dit nie reg die eerste keer nie, hou aan
totdat jy dit reg kry. En met die hulp van jou familie by jou, sal jy enigiets in die lewe kan bekostig en reg kan kry. En selfs met 'n persoon soos Marco aan jou kant, gaan jy vele meer nog kan regkry ook. Dinge, die toekoms het baie in vir ons. As ek kyk, ek is van geboorte af op 'n kindsbeen en die kwaliteit van bene het verander deur die jare. Is 'n groot verskil. Dit sal wel baie beter nog gaan, want die proteses en goed is ongelukkig 'n baie duur ding om te kry. Omrede die alles ingevoer van oor see af en dis nie net enige ding gaan koop oor see nie. Jy moet geregistreerd wees om te kan koop. En as jy net daardie tariewe kan afbring een of ander tyd, sal dit vir baie meer mense behulpsaam wees. Maar gelukkig ons mediese fondse en die staat dra by om mense te help waar hulle kan ook. Maar in die toekoms sal dit baie lekker wees as die bene goedkoper kan wees en die tegnologie op die bene verander daagliks. As mens kyk oor see, weet ek gesien jy kry bene wat elektronies is, wat jy gevoel in jou voet en alles het. Maar op die einde van die dag sê ek, as jy loop met 'n gewone been, soos ek 'n kuns onderbeen het, as jou mindset reg is, ek voel op elke klipie wat ek trap, voel ek dit. Ek kan voel waar ek loop. Jy net jou gedagtes en kop moet reg wees op die regte plek. Die tegnologie wat Marco gebruik, die 3D scan wat gebruik nie sommige goeders te scan mee om die perfekte sokke te maak vir 'n mens. Dit dra baie by, maar op die einde van die dag maak nie saak wat se gereedskap jy gebruik nie. As jy nie die vakmanskap het en die menseverhoudinge het nie, soos Marco nie, gaan jy dit nie reg kry nie. En Marco as mens gee hy om verander. Hy doen dit nie om geld te maak nie. Hy doen dit om meer mense te help en hulle te verbeter in die toekoms ook, dat hulle lewens gemaklik kan wees. Ek was in Pretoria by 7, 8, 9 mense gewees, verskillende mense wat bene gemaak het. En nog nooit in my lewe het ek iemand gekry wat die tipe werk met Marco doen nie. Die gemaklikheid van die been, hoe die been hou met my, met alles wat ek doen, en die omgee van Marco vir sy medemens. Ek het baie gehoor van ander goed Marco ook doen, veral vir die jongeres wat nie geld gereeld moet vervang, wat hy 'n fonds het om hulle te help, wat niemand anders sal doen nie. Want die meeste mense doen dit om geld te maak, nie Marco nie. Hy doen dit om die mense te help.